Ek het nog nooit, as kruis om traan my oor se kan ding, ek het nog nooit die Here se presence gevoel soos daai dag nie. Ek weet nie van julle nie, ek weet nie hoe julle lewe al was nie, maar ek is 'n wilde vreemdeling van die mense en dit is letterlik, dis nou 7 maande terug wat ek daar was, ja. En ek het daai dag opgestap, ek het een sakkie by my gehad met al my klere, want nou het hulle al jou klere gesteel, alles. Dis hoe dit werk op die straat, alles wat jy het verloor jy, including your own dignity. Anyways, en ek het daar opgestap en ek het voor die deur gekom en ek het geklop aan die deur en 'n pastoor het die deur opgemaak, ek het geweet dit was die pastoor en ek het net begin huil en ek het net gesê, luister ek kort op. Ek so dwelms en ek weet nie meer wat moet doen. Hierdie arm was opgeswel, want oor dwelms, ek het hom amper verloor. En pastoor en hier het die deur opgemaak en ek het nog nooit, as kruis om traan my oor se kan ding, ek het nog nooit die Here se presence gevoel soos daai dag nie. Want ek het dadelik gevoel, vat iemand my, en vat net my hand in, en het my dadelik laat voel, dat alles gaan oukei wees. En, ek het net begin huil, en ek het gesê, luister, ek word reg op, en hy het my dadelik ingetrek, en my bemoedig, en my dadelik in die sondagdiens, die sondagdiens het gekom, en die hele kerk het soos, net almal ingetree, en toe het hulle my klomp geld gegee en goeders, en raai wat. Dit was daai selfde, dink, dis die maandag, dat ek die geld reg hanteer, en toe gaan koop ek logies weer 'n bietjie dwelms, en dit was so 'n week daarna, toe kom ek by die kerk aan, en toe commit ek, instantly. Ek meen, ek het dadelik opgehou met dwelms, en ek het opgehou rook, 2 weke later ook, sigarette rook. Maar, toe die kerk was nou logies al vir 'n look op my gehad, waar hulle gedink het, luister, gaan die ou nie vir ons net vat vir 'n pop, as hulle regtig my gaan help nie. Maar ek het toe voor daai kerk letterlik geslaap, by die voordeur van die kerk, het Renier my toegelaat om te slaap, want ek het van gesê, dis die enigste manier hoe ek weg kan kom van al die nommers en al die ouens van die straat, dat ek kan vir hulle wys, ek het dadelik nie meer mense se karre gaan was en ligte skoon gemaak en goedes nie, want ek het vir die Here gesê, okay Here, as ek dit gaan regkry, gaan ek dit net kan regkry voor jou kerk. Ek kan nie tussen al die mense inkom, ek is nog nie sterk genoeg nie. En die Here het my gehoor. Ek beloof jy, hy het my gehoor. Daar was nie een dag wat ek nie kos gehad het, daar was nie een dag wat ek nie in die aand lekker kos gehad het. Ek het die eerste week wat ek daar was, het ek geslaap, net met my klere, en soos wat ek al was, het 'n kussing gekom, 'n kombers, 'n matras, ek weet, dit klink weird, hoekom sal die kerk jou voor die deur laat slaap, maar hoekom moet enigiemand jou net invat? Jy kom van die straat af, hulle ken jou van geen kant af nie, so as jy nou na hierdie luister en jy dink, nee, wat se kerk sal 'n ou voor die deur laat slaap, as jy die posisie gesien het en gesien het hoe ek gelyk, dan sou ek nogal sê, dit is nog ons 'n groot gesture van hulle geweest, want elke dag het daai tannie hulle vir my koffie gegee in die oggend. Hulle het my, so elke tweede dag het hulle vir my gesê, ek kan in die kerk gaan stort, daar's 'n stort daarbo gewees. Hulle het my weer mens begin maak, stelselmatig. Want ongelukkig as jy op die straat eindig, raak jy nie meer 'n mens nie. Jy raak meer 'n dier as wat jy 'n mens raak, en 'n dier is actually 'n goeie woord vir dit. Want surviving between wild animals is not an easy thing. And anyways, terwyl ek daar was, jy weet, ek begin klein bietjie klere raak, maar onthou, so ek het 'n methamphetamine-based drug gedoen, so enige methamphetamine-based drug speel met jou kop en met jou brein, en jy begin goed te sien later en allerhande goeders. Want dan net weer eens, dit sê ek as 'n ou wat op 'n golfbaan gebly het, nommer 1 finansiële bestuurder in die land was, wat 'n suit elke dag van sy lewe gedra het, wat op vliegtuie gevlieg het, beste karre gehad het, beste lewe, alles. So don't think this can't happen to you, because it can if you don't believe in Christ. Anyways, toe het my kop so klein bietjie klere begin ding, en
die Here het een major miracle net daar al klaar gedoen. Ek het geen onttrekkingssimptome gehad nie. Niks. En ek was vir jare op die goed. En ek het dit gespuit in my are in, op die einde. En ek het niks onttrekkingssimptome gehad nie. Ek kon winkel te stap verby. Later het die Here dit so met my gemaak, dat al my dealers het van vooraf aangestap gekom in een dag. Nadat 'n ou vir my geld gegee het, hy het my R1000 gegee by die plek se naam is J-Bar. Hulle het net die bar opgemaak en die ou het my R1000 gegee op my mission, wat ek was, en hy was al trots op my. En ek het dit reg hanteer, ek het daai geld soos bewaar met my siel, my hart en my siel. En terwyl alle ouens verby my stap, het ek net vir hulle gekyk en nie eens geworry daaroor. Die Here het sy gedeelte waar gemaak aan my, sodat ek kon deurdruk. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. En glo dit of nie, ek het nie dit geweet nie, maar toe die kerk logies vir my dopgehou en vir my om te kyk of ek waarlik hierdie mission wil deurgaan. En so hulle het my dopgehou vir seker 'n maand en 'n half, waar hulle gesien het, ek het letterlik, elke dag het ek opgestaan en net vir die kerk gevra, wat kan ek julle mee help? Nou, ek praat van die kerk, maar onthou, dit is eintlik alles God. Dit was God wat sy hande direk op my gesit het en vir my gesê het, en my laat verstaan het, dat alles sal oké wees. Elke aand het daar iets anders te gebeur, iets snaaks gebeur, waar 'n ou my wil kom beroof, miskien voor die kerk, en al wat ek gedoen het, is ek het in my woord geklim, en ek het begin lees, en dan verdwyn die mense net, letterlik. En elke keer het die Here net vir my gewys, dat hy is daar. En onthou, tussen al hierdie goeders, begin die realiteit toe inskop van my kinders, het my 2 jaar terug gesien, en dit, en daai, en alles. So dit was regtig 'n baie groot stryd om te battle, net buite 'n kerk, op jou eie, in die aand, waar daar niemand is nie, jy kan nie eens 'n geluid hoor nie, en jy sit voor die kerksdeur. Ek kan onthou, dat ek elke oggend so excited was, as almal daar aankom van die kerk. Ek sê, hallo tannie, hallo oom, hallo almal, dat ek net so bly was om 'n koffie te kan kry, en net met hulle te praat, en hoe hulle my so menslik hanteer het, dat daar was tannie wat voor by die kerk werk, wat actually baie kwaad was vir my aan die begin, wat vir my gesê het, sy het actually my vergifnis gevra, voordat ek hiernatoe gekom het, om vir my te sê, sy wil net sê, sy is jammer, want sy het my nie goed gehanteer die eerste week, wat ek al was nie. Want sy het na my gekyk en gegaan, dit is so mooi sien, hoekom het jy jou lewe so opgeneem? Wat mens heeltemal kan verstaan, en ek was verstom dat die persoon vir my vergifnis vra. En wat ek daaruit geleer het, is dat die Here stuur engele op jou pad, elke dag. Dit gaan van jou afhang of jy hulle gaan sien of nie. Jy gaan nie weet hulle is daar as jy nie die Here se woord ken nie. Jy gaan nie weet hulle is ewen daar as jy nie in die Here se woord is nie. Want ek glo hy stuur vir ons almal engele die hele dag lank. Want op sekere tye moet daai engele op daai spot wees, en hulle kan nie net by daai spot kom so vinnig nie. Dis my glo in daarin. So ek dink daai engele is rondom jou, en dit gebeur op sekere oomblikke waar jy dit die minste verwag. Want ek dink die Here werk met gebroke mense baie meer as ander mense. Ons is die mense wat weggedwaal het van hom af. Verstaan? So hy het nooit weggedwaal van ons af.
En anyway, so, toe deur die hele storie toe, het was nog die een aand, toe lê ek ook nog soos voor weer, soos in die aand, en onthou net, dis nou nie die maklikste die mense raak 'n bietjie skaam vir die mense, want dit is reg voor die deur. Maar in die oggend het ek altyd my goed gaan wegpak en dan het ek gehelp by die kerk. Heeldag lank wat ook hulle wou gehad het ek moes doen, het ek gedoen. Of hulle het vir my gesê, luister, ons sien jou se enige kant, dan het ek soos half gevang, ek moet nou nie daar wees nie. Maar so het dit aangaan en ek kan nie vir julle verduidelik die blessings upon blessings net toe ek by my woord hou. So, menende by my woord hou is, ek het vir die Here gesê, ek sal nie meer sondig nie. Ek sal dit so min as moontlik maak as wat ek kan. Maar al my deliberate sonde wat ek gepleeg het en moedwillige sonde, gaan ek net daar los. Nou, ek dink wanneer jy daai covenant maak met die Here waar jy moedwillige sondes afskryf, maak jy die grootste deur vir blessings oop in jou lewe, wat jy nog nooit van eers geweet het nie. Want in dit het ek gehoor, my broer is in die tronk, vir iets wat hy gedoen het en alles. Dit was net, al die aanvalle van die duiwel het gekom, waar mense dink, as jy hoog is, dan hoor jy van niks hierdie goeders nie. Jy is net happy oor alles, in 'n manier, maar jy is eintlik nie happy nie, jy is net baie sad. So, daai aand toe Renier hulle na my toe kom en hulle sê vir my, luister, jy is op pad na die oom se plaas toe. Ek meen, ek het toe nog nie vir oom Royce geken nie, en ek het nog nie School of Fire geken nie, maar ek het hulle gesmeek dat ek daartoe wil gaan. En dis nou toe nou logies na die tydperk wat hulle my dopgehad het, hulle besluit, hulle gaan my sponsor daarvoor, want ek meen, kos ons nou maar geld om die hele storie te doen. En ja, daai aand het, ek het gecheck, hulle het een of ander meeting daar, en Renier het nog maar sê, hoe gaan het met my? En ek sê, nee, het gaan goed, en alles. En ek meen, hulle kon sien dat die Here al klaar met my begin werk het, want ek het gesmile, terwyl ek buite 'n kerk slaap. Ek meen, jy kan nie dit vir iemand verduidelik nie, maar die rustigheid wat die Here begin plant het in my, was ongelooflik. As jy kyk van waar af ek kom. En toe het ek daar gesit en Renier het uitgestap en hy het vir gesê, luister, jy gaan na die plaas toe, hulle het besluit ek gaan. Ek het dadelik begin haal en ek weet, daar kan seker kykers daar wees wat dink, hoekom het ek begin haal en goed is. Jy moet onthou as jy niks het en jy het alles weggegooi en die fynste klein liggie op die einde van die tonnel begin te skyn, dan is dit baie. En toe daai liggie begin skyn, toe weet ek, en die Here het by sy belofte gehou, want ek het by my belofte gehou. So ek dink, wat baie mense minag is dat it's a two-way street. You have to do your part for him to be able to do his part. Baie mense sal net sê, dit is die Here het nie dit gedoen nie, Here het nie dat nie, maar wat het jy gedoen? Wat het jy regtig gedoen om vir hom te wys dat jy's regtig jammer? Jy's regtig, ek meen, ek het tot vandag toe nog nie met my kinders gepraat nie, maar ek weet hy is besig om hulle harte sag te maak, want uit die bloute het ek al met my ex-skoonmense gepraat, en ek het al met my broer wat nou net uit die tronk is gepraat, wat sy deels het in sy lewe, maar ek het net nog gepraat, hy het begin vir my wys dit almal is okay, want hy het geweet, ek gaan dit nodig hê om deur die stryd te kom wat ek nog moet kom, want die regte battle het toe gekom, toe ek hiernatoe kom, and that's your inner battle, so, dit ek hiernatoe gekom, en dit was getuig op my lewe, dat ek was in Bethlehem is Jeffreys Bay, en ek is in Jerusalem, in die woestyn, en dis hier, snaaks genoeg, het is bietjie woestynerig hier, en het raak ook baie warm, en daar is slange en al die ander goeders ook, nie die hele tyd, jy moet nie so bang raak voor hier, en anyways, en die battle het begin toe ek hier aankom, want jy dink nou, okay, right, I've got this, en dan kom jy hier so, en jy's in het, en jy's nou in die Heilige Gees, en jy's deel van het, en dadada, en so maand, 2 maande in, dan kom die houe, dan kom die houe van, wat dan actually gebeur is, jy gaan deur 'n gedeelte waar jy dink, die plek is mal, die mense is nie reg nie, die plek is nie reg nie, oom Royce is nie reg nie, alles is verkeerd. Maar dit is wanneer jou deurbraak kom. Dis die duiwel wat jou begin aanval. So hy wil nie hê jy moet happy wees nie. Hy wil nie hê jy moet rustig in jou hart wees nie. Hy wil nie hê dat jy weer jou familie sien nie. Hy wil hê jy moet hel toe gaan.
So hy gaan alles doen om jou daar te kry. En dit was nou in Desember. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoon verslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place, vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook en as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Hy's 'n kollega van my of 'n vriend van my. Ek dink dit gaan 'n broervriend wees vir my vir die res van my lewe. Sy naam is Stanley. En hy het net eendag maar gekyk en gesê byt vas, want groot of nie, ek's 'n stadsjappie, so ek het met varke begin werk en ek moes vasbyt. En ek het vasgebyt, ek het gedoen wat ek moes doen, want dit is diere van God. Ek moes seker maak, daai diere is okay. Dit was my test met die Here. Die Here het my so waar as vrek met dit getoets. En ek het seker gemaak, daai varke is reg met alles binne my. Ek meen, daar seker mense daar buite wat hulle die ding gaan kyk, wat my ken, wat sal sê, ware vrek daai man 'n varkboer sou word. Daar's 'n manier nie. En ek het dit tot die beste van my vermoë gedoen. En ek meen, die battles wat hier binne gebeur het was net unreal. Waar ek toe teen die plek begin fight en ek wil weghardloop, ek wil nie meer die wees nie en alles. En toe daai deurbraak kom, toe maak alles soos 'n boek voor my oop, wat hierdie plek eintlik doen en hoe dit werk. En hoe die Here jou in 'n plek, in 'n woestyn vat, want dis waar dit stil is. Dis waar alles wat jy weggesteek het gaan uitkom. Niks wat jy weggesteek het gaan nie uitkom nie. Nou, ek weet nie of enige een van julle al ooit so experience gehad het, maar wanneer al jou goedjies wat jy so diep weggesteek het binne jou uitkom, dit raak 'n bietjie ongemaklik. Maar die keer het dit alles uitgekom, net soos daai tyd toe alles verkeerd gegaan het, toe almal dood gegaan het en alles, die keer het ek die Bybel gehad en ek het die woord gehad. En dis 'n ou wat baie hard praat, sy naam is Stefan, en hy het gesê, wat gaan jy op terugval? Wat gaan jy in jou lewe op terugval? Want jy gaan either terugval op drugs, drank, sigarette, alkohol, you name it. Of gaan jy terugval op die Bybel? Toe onthou ek, terwyl ek buite daai kerk gesit het, wanneer mense my wil kom aanval het, letterlik om seer maak het, het ek nie met hulle gefight nie. Ek sou as ek moes, maar ek het my Bybel gevat en ek het gelees en dan het ek ewesklik rustig geraak en dan die ouens ook weggaan. Toe klik ek, dis wat het is. Jy moet terugval op jou woord. Jou woord gaan jou deure dra. En so het ek net terug begin val op my woord en soos het ek terug begin val het op die woord, toe maak die Here al die deure oop. Toe begin hy bless. Toe begin hy sien, hierdie kind van hom is terug in sy hart en hy soek hom meer as enigiets anders. Ek sal altyd die Here eers soek, voordat ek enigiets anders soek. Want as ek hom eers soek, die antwoorde wat ek daarna sal kry, sal reg wees, en ek gaan nie op terug te val nie. Ek het daarna vir iemand gesê, luister Chom, as jy nie eers 'n Christen wil wees, jy volg net die woord van die Here, want dan gaan jy in 'n enkels beter af wees. So, en dan gaan die Here jou in 'n enkels intrek op daai manier, maar die punt is net, as jy net op die principles al klaar van het glo, dan gaan jy al klaar soveel stappe verder wees. Coming back to alles nou oopgemaak het, toe besef ek, School of Fire is nie 'n rehabilitasiesentrum nie. School of Fire leer jou 'n leefwyse. Dit leer jou hoe om die buitekant te kan aanvat. Hoe om
te deel met jou seer en nie weg te hardloop af van nie. Hoe om vir die eerste keer in jou lewe te sien dat daar's 'n baie beter lewe daar buite. Ek meen, almal wat jou surround hierso, gaan vir jou aan die begin voel asof hulle jou attack. But they're not attacking you, they're teaching you how to live. Nou, 'n ou wat van die straat af kom is soos 'n wild animal. Dis die beste manier om myself te beskryf het voordat ek hier aangekom het. Want jy het al vergeet hoe mens te wees. Want jy het opgeglo in mense in die eerste plek en jy het opgeglo in enigiets. Want jy het opgegee in alles. Nou, om ou te kan terugbring van daar af in die lewe in, is actually unreal. Ek kan nie glo dat 'n mens kan actually terugkom van dit nie. Dis kom as jy 'n ou sien op die straat en jy ry in jou kar en dink jy gaan nooit daar wees nie. Want as jy na hom kyk, dan dink jy sal nie alles kan verloor nie, want hoe gaan jy ooit weer terugkom af van? Wel, ek sê vir julle, ek kom terug af van. En met al die engele wat die Here my meer surround het, is ek op pad om oor 'n maand en 'n half, ek dink is net, kom ons sê 2 maande, dit is eintlik minder as dit, is ek op pad huis toe. En my huis is Jeffreys, waar ek gaan bedien by daai kerk en my lewe nie vir die kerk, maar vir die Here gee, op soveel maniere. Ja, ek gaan teruggaan in die sekulêre wêreld, ek gaan 'n normale werk hê, maar as die Here later vir my roep, dat ek nie meer in daai werk is nie, dan is dit so. Maar sy woord sal eers te kom. Nou, hy het vir my gewys dat dit is okay. Ek gaan sekulêre wêreld toe, maar hy het ook vir my gewys, as ek hom nie eers te bring, jy gaan niks uitwerk nie. So, hy het al die engele rondom my opgeset, dat 'n man wat van die straat af is, gaan teruggaan uit 'n blyplek wat die mense al klaar daar vir hom bymekaar sit, en hulle is klaar besig om 'n werk vir my te kry. En ek meen, dis van 'n ou wat letterlik, daar was nie 'n kans nie, die volgende plek vir my was die dood. Daar was net niks oor nie. Ek meen, daar's letterlik niks meer oor gewees nie, so dit was letterlik, net die dood moes nog gekom het. En dit was baie naby aan, want ek meen, die arm het amper my dood veroorsaak. So al wat ek kan sê is dat, as jy lost is, en ek praat van lost, dit beteken nie jy moet op die straat wees nie. As jy, voordat jy op die straat wil eindig, voordat jy jou male wil verloor, voordat jy jou vrou wil verloor en jou 2 kinders, ek meen, hier sit ek sonder 'n traan in my oë. Dit lyk miskien vir jou ongevoelig, maar dit is nie wat aangaan nie. Dit is omdat ek die rustigheid van die Here gekry het. En iets wat almal moet leer in hulle lewe, niks goeds gebeur in haas nie. Alles wat goed is gebeur terwyl jy rustig is. Jou besluite, jou manier van dink, jou comeback in die lewe. En ek weet dat daar is soveel meer wat voor vir my lê, as wat ek gehad het, dat dit eintlik weird is om dit te kan dink. Maar ek het net 'n gevoel dat ek gaan 10 keer meer hier uitkry as wat ek ooit gehad het. Maar ek sê regtig is geworried oor nie. Want solank ek net hierdie rustigheid in my het, wat ek nog nooit in my lewe gehad het nie, is ek okay. And I'm happy. So wat ook al die Here op my pad gaan bring, gaan die Here se besluit is. Ek het die kar gery vir so lank, en dit het nie uitgewerk nie. So ek laat hom nou maar die kar ry, en ek sit in die agtersiet en kyk wat hy vir my sê ek moet doen. So al wat ek kan sê is dat ek is bly en ek is geseën dat ek hier by hierdie skool was, en dat ek kan aanraai vir enige mens. As jy jou lewe wil red, dan kom jy hiernatoe. En ek praat nie daarvan dat dit oom Roy is, en dit is die skool en alles nie. Dit is net, jy kan die Here hier ontmoet, en hy gaan jou hier ontmoet, en hy gaan jou deur dit vat, en ek meen, die skool gaan nog ver verby ons almal se lewens bestaan. Dit gaan van generasie tot generasie gaan, want die Here se hand is hierso, en hy sê, daar, hy klop aan die deur, hy wag net vir jou om oop te maak, sodat jy sy hand kan vat. Dankie dat julle vir my die tyd gegee het om dit te kon getuig met julle.
Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm. Stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.